gereed vir die woord van die Here. Ons was heerlik weg gewees, maar dit kom saam met 'n paar uitdagings en ek dink ek het dit so 'n bietjie genoem en van wie van julle het nou die oujaarsboodskap en nuwejaarsboodskap geluister, ek het so 'n bietjie genoem en ek sê ek gaan 'n bietjie meer inligting gee want dit was eintlik so amazing, oorweldigende belewenis in die tyd wat ons ervaar het van eintlik kan jy dit noem maar 'n krisis, maar okay. 'n vakansiekrisis. Dit is nie 'n lewensbedreigende krisis nie, maar dit is 'n vakansiekrisis, maar wat iets net weer vir ons kom leer oor die realiteit van hierdie lewe en wat ons ervaar het. En Paulus kom in 2 Timoteus 1 vers 4 en ek lees in die Bible in Basic English, hy sê, I have made a good fight, I have come to the end of my journey, I have kept the faith. En dis wat die Here net met my gedeel het om te sê, maar 2026 is nie 'n destinasie nie. Ons is te veel gedryf om by 'n destinasie uit te kom. Hier in die stad is ons in 'n jaag van een punt na 'n ander punt, want ons wil net uitkom waar ons moet uitkom. Dit is tydmors, weet ek wil ook uitkom waar ek wil uitkom en ek wil so vinnig as moontlik daar uitkom, want dit is tydmors om tyd op die pad te spandeer. Wie van julle voel so? Nou as jy wil genees word oor dit, kom saam met my Mosambiek toe. En gaan ry in 'n verkeer waar daar's geen padtekens, geen reëls nie. Jy maak soos jy wil. Nou as jy sukkel met road rage, jy gaan genees word, as jy een keer saam met my kom. Want daar het jy nie, daar's nie eens 'n opsie van road rage nie. Jy doen net en dit gaan maar net soos wat dit moet gaan. En ja, dit is soms net chaos, maar dit help nie jy stryd teen die chaos en jy moet maar net die chaos absorbeer en die beste daarvan maak. Maar ja, die realiteit van die lewe is dat ons het nie 'n destinasie op aarde nie. Hierdie wêreld is nie jou destinasie nie. Ek het laas jaar daaroor gepraat oor die geloof van Abraham en Abraham se geloof was gebaseer op die feit dat hy 'n baie groter prentjie raak gesien het as wat die gemiddelde mens raak sien. Hy het 'n baie groter realiteit raak gesien. Hy het verlang na 'n vaderland wat nie adres hier op aarde het nie. Hy verlang na 'n vaderland wat die fondasie deur God self gemaak is en dis 'n hemelse adres. En dis waarop ons lewe en ons reis, ons journey wat ons hier op aarde het, en ek gaan die woord journey gebruik want dit sê net so lekker, sê net saam met my journey. Journey, life is a journey. Ons weet hulle het altyd gesê by advertensie, life's a journey, enjoy the ride, en is soms moeilik om dit te geniet, want daar's uitdagings op hierdie reis, en wanneer ons besluit maak om te sê, maar dit gaan nie net oor 'n destinasie nie, dit gaan oor 'n reis wat ons dit moet beleef, dit moet ervaar, en daar's soveel dinge wat gebeur op hierdie reis. Dis 'n hele ander gedagtegang wat jy aanneem as jy sê, maar ek is op 'n reis, ek is nie op pad om by 'n plek, 'n destinasie uit te kom nie. Het jy al jouself die vraag gevra, en ek dink die prediker skrywer sê dit soveel keer, dis 'n gejaag waarheen? Na wind. Alles kom tot niks. Wanneer ons 'n lewe om te sê, maar Jesus, ek moet hier uitkom en ek moet hierdie bereik en ek moet hierdie, dis 'n lewe wat jou dryf, wat jou uitput, wat jou moeg maak, maar 'n reis is iets, 'n journey is iets wat jou nie moeg maak nie, dit gee eintlik energie, dis 'n belewenis, dis 'n ervaring, dis 'n adventure wat jy moet beleef, en dis wat hierdie lewe vir my en jou moet wees, dis 'n adventure wat ek en jy saam met die Heilige Gees moet beleef, in elke oomblik en elke ervaring wat ons het, of dit hoogtepunt of laagtepunt is, dis die lewe, dis deel van die lewe, en ek en jy moet dit aanvaar om te sê, maar Here, U is soewerein. As ek sê God is soewerein, beteken dit hy weet wat hy doen. Hy maak nie foute nie. Hy's 'n waarmaker van sy woord. God sal jou nie in die steek laat nie. Hy sal jou nie alleen los nie. Hy is soewerein. Selfs in die uitdagende tye moet ek en jy op daai plek wees in ons geloofswandel wat ons sê, Here, hierdie is deel van die plan. En dit is moeilik soms om dit te ervaar en te aanvaar. As Jakobus kom en sê, ag, dit loutere vreugde wanneer jy in verskillende versoekinge val. Ons moet blydskap hê, sê Jakobus, in hierdie oomblikke van versoeking. En dis juist daar waar ons geloof in aksie moet kom, dat ons God moet vertrou en sê, Here, ek sien uit wat is die resultate van dit wat ek nou beleef, dit wat ek nou deurgaan.
Want U is in beheer, U wil my iets kom leer, U is besig om my te vorm, U is besig om in my te kom werk, Here, sodat ek 'n instrument wat in die hande is, wat dinamies kan wees, wat beter kan wees as wat ek was. Wie van julle wil hierdie jaar beter wees as wat jy laas jaar was? Hierdie kant? Is daar iemand wat wil beter wees as wat jy laas jaar was? Wie wil 'n beter vrou vir haar man wees? Mans, julle almal so kyk, ek kom nie julle toe vra nie, julle is. Wie wil 'n beter man vir sy vrou wees? Wie wil 'n beter ma en 'n pa vir hulle kinders wees? So steek sommer die vrou haar man vir sy hand vir hom. Ek sien dis hoe dit werk nou in die lewe, maar dis die ding, ek kan nie dieselfde dinge oor en oor doen en verskillende resultate verwag nie. Ek moet 'n besluit maak om te sê, ek moet my gedagtes verander, ek moet my gesindheid verander, want wanneer ek my gedagtes verander vanaf uit 'n resies, want hier is die uitdaging, ons hier in die stad is in 'n resies. Ons is nie op 'n reis nie. Ons het beplan, eerste keer wat ons nou so beplan het, net so 'n bietjie agtergrond in die storie, net so 'n bietjie agtergrond te gee, dat ons die woord kan bedien, maar die eerste jaar gewoonlik ry ons, elke jaar dan slaap ons oor, jy weet, want ons, dit is moet dit werk, is 1200 kilos, maar weet, in Mosambiek se kant, as jy hier ry, ons paaie werk, jy ry so 100 km aan 'n uur, so gemiddeld, as jy weet omtrent min of meer hoe dit uitwerk, jy werk jou gemiddeld so uit op die snelweg. As jy daar 200 kilos, as jy sien jou volgende plek wat jy uitkom is 200 kilos, moet jy weet dis 4 ure. Dis dubbel, dit is hoe dit werk, want hulle het nie 'n snelweg nie, so jy ry deur elke dorpie, so jy tussenin, net so 'n bietjie agtergrond vir die wat nou nooit daar was nie, tussen die dorpies kan jy 100 km/h ry. Maar in die dorpies, as jy sien, daar's 'n bordjie, en dan sê hy, skielik is daar 'n bordjie wat sê 80, en dan net na hom so 30 meter aan, is daar 'n bordjie wat sê 60. En party plekke het hulle nou nie, so 2 dorpies gesê, sommer 30. Okay, so jy kom net op spoed, en die dorpies is redelik naby mekaar. Jy kom net op spoed, en dan moet jy weer afslaak, want dis nou hierdie dorpie, so, en jy bly by die spoedgrens, want glo my, daar is baie spoedkameras, dis die land met die meeste spoedkameras wat ek ooit gesien het. Ek dink hulle belê meeste van hulle geld in spoedkameras, want jy weet sommer, daar gaan jy wees. So jou beplanning is heeltemal anders, so ons het ons beplanning gedoen, en ons familie wat al weet meer gereeld gaan, want hulle het 'n huis daar, het nou al gesien dat hulle kan hulle tyd mooi uitwerk om een dag te reis, hulle vroeg die oggend hier deur gaan, vroeg deur die grense, en dan kan hulle al voor donker, want jy wil nie donker in Mosambiek ry nie. Omdat daar nie padreëls regtig is nie, en daar's baie diere wat rondloop, so is nie veilig om in die donker te ry nie. Ek wil sê die mense van Mosambiek is fantastiese mense. Veilige mense. Daar is nie enige bedreiging vir ons lewe van die mense se kant af nie. Daar, dan jy loop daar in die dorp alleen, wat jy amper die enigste blanke is, maar jy voel glad nie bedreig nie. Ons deure sluit ons nooit daar nie. Dit is net 'n hele anderste gedagtegang. Daar's geen haat tussen mense wat jy beleef nie. Dis net 'n andersheid. Maar ons beplan toe, hierdie jaar gaan ons nou die een dag ding doen. Ons gaan nou deurry. Ek gaan dit help, want jy spaar jou oorslaap, en ek weet, ons is gewoonlik baie mense, so jou oorslaap, dit spaar omtrent 'n brandstoftank of 2 wat dieselfde prys sou gewees het, en ons beplan dit nou maar so, verstaan jy, dat ons, en alles is mooi beplan. Die voertuig het ek baie tyd spandeer, dalk te veel tyd spandeer om hom gereed te kry, alles gediens, alles reg gekry, en ons is op pad. En ons ry vroegoggend die weg, kom op tyd by die grenspos aan, en toe ons by die grenspos aankom, ek weet nog, ek hoef nie eers diesel in te gooi nie, so lig was die voertuig op brandstof gewees, diesel is baie keer bietjie goedkoper aan die ander kant ook, so alles loop 100%. Alles is reg, alles is in plek, alles wat ons voorberei het, die bagasie is gepak, alles is, en ons is 4 karre voor die grens. En terwyl ons so sit en wag, sny die voertuig net af. Nou vriende het saam met ons gery, hulle het 'n sleepwaandjie waarin ons van ons klere en goeders in was, want ons moes met 'n leefvoertuig gaan, want ons moet 'n boot terugbring, en ons het twee rigting radio by ons, ek sê vir my voertuig het nou net afgesit. Ek sê, wat bedoel jy, hoe het hy net, ek sê, het net afgesit, ons weet nie hoe kom nie. Nou moet jy weet, hier staan kilometer rye agter jou, jy staan daar, hy het 'n sleepwaandjie, en ek kan ergens gaan, dis outomaties, jy kan hom nie net rondstoot nie, dis so opdraande, net so voor die grenspos. Nou besluit ons soos cowboys, vat ons 'n tou onder die trailer,
en ons hak hom in die voertuig en ons sleep hom uit. So, daar sleep ons met 'n groot gesukkel, daar tussen die verkeer sleep ons uit en terug Komatipoort toe, want dis die naaste aan die grenspos, die dorpie op Komatipoort. Nou in daai oomblik wonder jy, hoekom? En die hoekoms begin in jou maal. Wat gaan nou hier aan? Hoe gebeur dit? En in vandag se voertuie, met die nuwe generasie voertuie, kan jy nie meer hulle regmaak met 'n blou draad en 'n tang nie. Dis nie meer so eenvoudig nie. Jy het nodig om 'n rekenaar in te plug en 'n diagnose te doen en dan kan hulle ook met die kodes dink en sien, o, dis dit, so ons dink dis die part. Nou sit jy in Komatipoort waar parte nie volop is nie. Okay? So nou begin ons en nou moet hierdie journey begin en ons het daar's nie genoeg tyd om al die inligting te gee nie, maar in die ervaring wat ons het, in die negatief van hier is jy nou op pad met 'n opgewondenheid op vakansie, hier breek die voertuig, alles word omver gegooi, want ons weet ons kan nie deur die grens nou gaan nie, ons gaan dit nie betyds maak om die dag te ry nie, ons gaan moet, natuurlik so gou as moontlik probeer die voertuig regkry. Hulle het oopgemaak, omtrent eerstens die filters vervang, en dis die eerste plek wat hulle begin sê, nee, ons dink is hierdie pomp, nou elke ding wat hulle vervang, is nie R2 nie. Okay. Nee, ons dink is hierdie pomp. As hierdie pomp is, ons kan agterkom, hierdie pomp se drukking is reg, jy moet hierdie pomp. Okay, waar kry ons so 'n pomp? Daar's een in Pretoria. Okay. Maar ons moet hom hier kry, want Komatipoort 5 ure se ry van hier af, as jy nou iets sleep. Jy moet hom, so in dit begin ons net planne maak. Nou sit jy daar, jy moet planne maak, jy moet intussen 'n oorslaapplek kry, jy moet daar rond beweeg, en dit is net ongelooflik, hoe wonderlik ons dit beleef, die mense rondom ons. Daar's iets van 'n geloof wat ons weer gevind het in mense in ons tyd van krisis. En soos ek sê, hierdie was nie 'n lewensbedreigende krisis nie, maar dit was ons krisis vir die oomblik. En hoe mense wat ons glad nie ken nie, die werkswinkel waar ons gaan, sy eienaar gee vir ons sy voertuig om mee te ry. Hy sê, julle kan nou nie oor die weg kom nie, vat my voertuig, ry met hom. Ek sê nie, jy kan mos nie dit doen, jy ken my nie. Hy sê, meneer, ek weet wie vir my voorsien. Hy sê, vat my voertuig en ry met jou gesin en gaan doen wat julle moet doen en kry vir julle 'n blyplek. Hulle reël ook vir ons om 'n blyplek en al die goeders in. Net die een ding na die ander ding wat mense net kom en net sê, maar weet jy, ons gaan help. Weet, nou moet jy die part daar uitkry. Hoe kry die part daar uit? Dit vat dae. Hulle sê, hoor jy, die volgende week kom daar miskien koeriers hier aan. En iemand bel intussen en sê, hoor jy, die Toyota werkswinkel op Malelaan se drywer is nou in Pretoria. Hy kom vandag deur. Nou dis, wow, dis die Here wat dit so bewerk het. Hy sal vir die part bring, daai aand bring hy die part, ons reël met die werkswinkel, ons sal die part vanaand kom insit, hulle reël sommer hulle ouens, hulle kom sit die part vir ons in, en toe hom insit, nou is ons gereed om te sê, halleluja, die Here het voorsien, alles het net so uitgewerk, hulle kon vir ons die part bring op dieselfde dag, wat eintlik 'n week sou gevat het, en toe hulle daai sleutel so draai, is dit net niks. So, toe sien hulle maar, okay, hulle het die pype verkeerd om ingesit. Soos, okay, hier is die fout. Draai die pype regom, niks. Okay. So jy sit daar en jy elke keer hierdie oomblik van hoop, hierdie oomblik van geloof. Jy sê, wel, dis net hierdie ding. Nou elke ding is, moet ek nou sê, dat dit, weet net daai parkie was R3000. Weet jy, nou het jy 'n vakansie begroting, okay, dat jy nou weet, die vakansiebegroting moet ook, laas jaar was nou nie 'n ekonomiese goeie jaar gewees nie, so ons moes baie fyn beplan met die vakansie, maar nou elke nuwe ding is dit, en ek weet ook die rekening van hierdie werkswinkel is, wat is tye en is arbeid en is goed wat ingesit moet word. En dit is net wonderlik hoe dit gebeur dat die voertuig kom nie reg nie. Nou sit jy daar, wat moet jy maak, wat moet jy doen? Vriende van ons wat saam met ons gery het, sy seun verjaar 2 dae daarna, en hy wil graag sy
verjaarsdag by die see en hulle het ook hulle plek bespreek, hulle betaal vir hulle plek. Ons het toe vir hulle, weet jy, ons kan nie hulle ophou nie. Julle kan gaan ry, ons sal ons planne hier maak. En dank die Here, dit het aan Suid-Afrika se kant gebeur. Want in Mosambiek kan jy hordes Toyota aparte kry. Volkswagen is 'n skaarste. So gelukkig het dit hier gebeur. En dis in al die klein goedjies wat ons in 'n tyd van krisis soveel wonderwerke beleef het. Die hand van die Here beleef het. Eventueel met 'n groot gesukkel reël ons iemand soos 'n barmhartige Samaritaan, reël 'n trailer, laai Keegan se bakkie op die trailer, bring hom vir ons al die pad Komatipoort toe, laai my bakkie op die trailer en bring hom terug. 5 ure soontoe, 5 ure terug. En is net mense wat sê, maar hoe kan ons help? Ek sê, ek weet nie of ek het so gedoen het. Op 'n Vrydagmiddag in die verkeer, nou moet jy weet, die persoon wat vir ons die voertuig gebring het, ry 'n Hilux bakkie, en hy het 'n Hilux bakkie op 'n trailer, op pad Mosambiek toe. Hy sê, elke liewe polisieman, elkeen het hom gestop, en die papiere gekyk, want dit lyk verdag. Want dis waar hulle al die voertuie vat wat hulle steel. So met al die moeite, al die tyd, daai aand kom hulle hoe laat daar aan met die parde aan, en toe werk het in elk geval eers die vorige aand is die par, die volgende aand, dis nou die tweede aand, so eventueel hier by, ek dink so 10:00 die aand, toe het hulle daar aangekom, die 2 voertuie oorlaai, alles gereed kry. Toe was ons nog slaapplek, want die slaapplek wat ons toe is toe bespreek vir die volgende aand, hulle reël toe, maar die gemeenskap, en ek moet sê, hulle is Komatipoort, is gewoon hulle kerk daar te plant, want die mense in Komatipoort is net vriendelike, behulpsame mense. Maar in dit beleef jy die goedheid van die Here. Hoe alles net in plek val. Al het dit nie die eerste oomblik regkom, al het dit nie, en tot nou toe, die voertuig staan nog steeds. Amper R30.000 verder, maar hy staan nog steeds. Hoopelik sal hy hierdie week reg wees. So my begroting vir die jaar is so 'n bietjie uitdagend begin. Maar weet jy, as ek daarin gaan vasstaar, en gaan toelaat dat dit my vreugde en my hoop, my opgewondenheid oor die jaar gaan bepaal, gaan ek toelaat dat my vreugde gesteel word deur dit wat aards is. Ons sit op 'n oomblik in die gastehuis, en toe die derde ding nie werk nie, en ek het nou en sit met die seuns en gesels, sê, dalk is hierdie net 'n teken, in die menslikheid. Nou julle die tekens, wat ons so vra, dat ons nie moet gaan nie, dat ons hier moet bly, eerder moet terug gaan huis toe, en natuurlik die seuns wat uitgesien het na visvang en al die goeters, hulle het meer geloof as ma en pa vir die oomblik gehad. En hulle vraag is net, moet ons toelaat dat een parkie van 'n voertuig ons hele Desember kom reëneer? En dit het ons nogal laat dink, dis aards. Dis 'n eenvoudige een part wat skeef geloop het. En dit kan so maklik gebeur, dit was kontaminasie van brandstof wat dit gebeur het. Moet ons toelaat dat een klein krisis 'n groter krisis en 'n ripple effek op ons lewe hê. En as daai aand wat ek net beleef en die Here sê, maar of jy terug gaan huis toe en of jy aangaan met die vakansie, oral waar jy gaan is ek net julle in geloof. En ons het die planne gemaak, nou net so 'n bietjie agtergrond, weet ons was so 'n bietjie senuweeagtig, want Keegan se bakkie, ons moes so 'n bakkie, want die goed sal nie ingepas het in die Fortuner nie, en sy bakkie het hy net 'n maand voor dit was die hele engine uitmekaar uitgehaal en oorgedoen, en hy was nog besig om in te loop. So ek moet vir julle sê, terwyl ons ry, dan sien ek, want ek het die goed uitmekaar uitgesien nog op my garage vloer lê net 'n paar weke voor dit. En nou moet jy 1000 kilos ry met 'n voertuig, wat jy weet, hy is nou net, ons moet nog kyk of alles werk, en dank die Here, ons het teruggekom met die voertuig en alles het gewerk. Dus hoekom is nie 'n bakkie nie, dis 'n Hilux. Okay, so. Ons ry die dag, toe ons alles nou omgeruil het en so aan, en ek wil net vir julle noem, en ek wil vanoggend, ek wil hê jy moet die boodskap hoor vanoggend. Ons besluit wel eventueel is een voertuig op pad terug en die ander voertuig is nou reg en ons is op pad grenspos toe. En op baie dag
die Saterdag, ek weet nie van julle die koerante dopgehou nie, maar dit was chaos op die grens. Chaos, het die mekaar spul. En ons besluit, ons gaan Swaziland toe, ons gaan so omry, weet met hierdie bakkie wat net oorgedoen is, wat ons nog 'n verder pad om 'n roete om. En terwyl ons daar staan op die grenspos op Swaziland se rye wat toe nou baie korter is en is nou nie chaos daar nie, sien ek Keegan groet iemand en ek kon nie regtig die persoon erken nie, want ek het die persoon al een keer ontmoet. Ons was op sy plaas iets daar gedoen en aangegaan, maar hy het al bietjie meer met hom met besigheid te doen gehad. En ek onthou en ek sien dis die persoon. En die groot ding is daar wil jy nie graag alleen ry nie, jy wil graag in 'n konvooi ry, want as daar iets skeef loop, val ons nou met hierdie voertuig wat ons nog nie seker oor is nie, wil jy nou nie hierdie pad alleen aanpak nie. En soos ons mekaar net daar ontmoet, en hy sê vir my, maar ons moes ook omdraai, en die tydsberekening dat ons hierdie mense wat ons ken, daar ontmoet, was nie toevallig nie. Die Here, in ons krisis, in ons oomblik van ons sekerheid sê, maar ek is met julle, ek gaan voorsien. En ons ontmoet daar mense wat vreemdelinge vir ons is, maar wat ons beter seker hanteer as vriende ooit. Want ons is deur die grenspos, ry saam, op die pad iewers het een van die persoon wat sy voertuig het sy wiele losgekom. Ons kon toe saam met hulle stop en die ander het so vooruit gery. Hulle het nie gesien die persoon het toe ook sy krisis nie en ons het toe die gereedskap om te help. Want ons kom met 'n Hilux wat nou so ons het al die gereedskap reg gehad. Wat ons in die Hilux getwyfel het, maar toe het al die Fords wat ons toe moeilikheid gee later, maar nee, niks teen Fords nie, hulle het ons ook net teruggebring, maar in dit kom ons en ons op 'n stadium stop ons vreemde mense, hulle ken ons nie, soos ek sê, ek het met die een persoon al te doen gehad. En toe ons al stop, sê die mense vir ons, luister, want hulle vra toe, waar gaan julle? Ons wil aan Koelos toe, dit is dubbel die pad wat hulle nog het. Hulle is net op Shai, so ons het nog dubbel die pad wat hulle moet ry. En ons sê vir hulle, waar ons het gehoop, maar ons gaan maar, ons het nie oorslaapplek gereël nie, ons het niks gereël nie, want jy moet dit vooruit bespreek, die plekke is nogal. En toe ons stop by die volgende plek, by die volgende plek wat ons met brandstof opvul, kom hulle na ons toe en sê, luister, ons het almal besluit, julle kan nie deurry nie. Ons het 'n plek bespreek, ons vriende kom eers later, julle slaap vanaand by ons. Vreemde mense. En hoe die Here dit net bestem het om ons te bewaar op die pad, om vreemde mense met harte. Sê ons weet nie wie hulle is nie, maar ons gee om. Kom slaap by ons, dis 'n man en vrou met 3 klein dogtertjies, hier kom ek met 3 groot seuns, met ek en Donay, en ons trek in. Wel, ek dink hy was baie bly, want toe kon ek en my seuns hom help aflaai met sy voertuig, want sy 3 klein dogtertjies kan nie aflaai nie. Daai aand toe ons nou daar stop ook, en ek dis 'n klein goedjies, wat jy weet, ek meen jou begroting is nou 'n uitdaging, en hulle sê, weet jy wat, sy vrou gaan skop vir ons om 'n pot pap maak, of gaan ons sommer iets uit eet by die restaurant. Ek sê, man, kom ons gee die restaurant toe, want ons gaan nou nie vir jou vrou moeite doen nie. En ons eet in die restaurant, kuier lekker saam die aand, en eventueel wil ek nou opstaan om ons rekening te gaan betaal, en die kelner sê vir my, meneer, maar jou rekening is klaar betaal. Ek meen, ons is 6 mense, 5 mense, 6 mense. Vreemde mense, wat my nie ken nie. En ons rekeninge is nie klein as ons 'n rekening kry by restaurants, want jy is baie mense. Nee, ons het veel betaal. Ons wil nie julle verdere krisisse beleef nie. Ons bless julle. Ons het volgende dag gery, by ons destinasie uitgekom, 4 dae later. Eventueel weer 'n stort, ons intussen het ons daarom hier en daar 'n stort gevat, want jy het nie oorslaapklere gereël nie, ons het sommer so gekoop so langs die pad. En ons besef net, was dit nie vir mense wat die Here oor ons pad bestem het, wat ons baie gekruis het nie, sou ons reis heeltemal anderste gelyk het. En is nog een ding as jy familie of vriende het wat jy ken en wat vir jou goed is, maar vir wildvreemde mense om vir jou goed te wees, besef net maar, wow, is dit nie waaroor dit gaan nie? Is dit nie waaroor die lewe gaan nie, is daai goedheid wat ons beleef, die goedheid van God. En ek wil vanoggend dit sê, dat ek sou God se goedheid nie kon beleef, was dit nie vir mense nie. Gewone mense, wat net sê maar, ons gee om. Op pad terug het ons een klein ervaring van, ons amper, weet as jy moet trauma het, dan besef jy nou, hier kom nou weer moeilikheid,
op die plek waar ons saam met 3 mense toe oorgeslaap het, op dieselfde dorpie, stop ons, want een van die vrouens wil weer gepiepie het, so ons stop toe. En toe, dis nou waar die fort toe inkom, toe ons nou dit afsit, die Hilux het nog geloop so stroop, is en hy, maar toe ons na die fort wil aanskakel, toe is al niks. Op dieselfde plek wat ons oorgeslaap het. Nou begin my kop, want ek moet vir julle sê, ek het vir 2-3 aande na die tyd in my drome reëlings getref, toe ek daar by my destinasie aankom, en die hele tyd moet jy reëlings tref, en hoe nou, wat gaan die beste wees, en hier begin my kop al klaar, reëlings, hoe gaan ons hierdie fort nou in Suid-Afrika kry, en toe was dit een klein draadjie wat los is, wat net weer teruggesit moet word, en dit was 'n splinte nuwe fort bakkie geweest, dit is iewers net iemand in 'n fabriek vergeet om 'n boutjie vas te maak, maar weet jy, terwyl ons daar weer is, en daai, toe ons natuurlik die bonnet oop, stop daar 'n groep mense. En toe ons sien, toe is van hulle onder die voertuig, bo die voertuig, hoorie, ons wil help. En dit het 'n rukkie gevat, en eventueel het ons die draadjie gekry wat los is, en dit is seker omtrent 'n uur wat ons al was, maar daai mense staan daar, hulle sê, ons gaan nie ry tot julle okay is nie. Ons klaar toe 'n groep van 4 mense, en toe vind ons maar uit, die mense bly amper, is my skoonma se bure, wat nou daar in Mosambiek, hoeveel kilos soontoe, maar die menslikheid, van weet jy wat, ons is op pad huis toe, maar ons wil sien dat julle okay is, om ook by die huis uit te kom. Dis 'n reis, dis nie 'n resies nie. Want jy sien, en ek het hierdie stelling gemaak, en ek wil vanoggend net weer deurgee, as jy op reis is jy in beheer van jou tyd. Toe ons besluit maak om sê, okay, dis nou ons situasie, ons gaan nie jaag nie, ons is op pad vakansie, dis nie ons permanente destinasie nie, kom ons maak dit ons journey, ons reis. Het ons beheer gehad oor ons tyd, en ons kon besluit, okay, ons staan so laat op, ons reis so laat, dis nie daai, Engelsman sal sê, daai rush nie. Jy sien, en as jy op reis is, vat jy gewoonlik geselskap saam. 'n reis gaan te paard met geselskap, fellowship, mense. As ons haastig was, en ons op hierdie reisies was, en hierdie reisies was, om op tyd by ons destinasie uit te kom, het ons al hierdie fantastiese mense wat ons ontmoet het deur die tyd, het ons gemis. En hier is die ding, kerk, ek en jy moet versigtig wees, en pas op, dat ons nie vasgevang word in 'n reisies nie. Daar's 'n verskil tussen 'n reis en 'n resies. 'n Resies is tyd in beheer van jou. Tyd dryf jou, want ek moet so laat daar wees, ek moet so gou oor die lyn kom, en weet jy, dit is uitputtend, dis dreinerend. En gewoonlik in 'n resies, doen jy dit alleen, want jy doen dit om te wen. En iewers moet ek en jy, die Heilige Gees vertrou ons te help om die kompetisiegees nie toe te laat om beheer te vat van ons lewe nie. Soveel van hierdie wêreld is in kompetisie met mekaar. In kompetisie met wat hulle kinders bereik, en wat hulle finansiëel bereik, en wat se huis hulle, en wat se karre hulle bly. Die Here wil ons seën, en daar's niks verkeerd om geseën te wees nie, maar die uitdaging kom wanneer ek in kompetisie raak met my buurman. Vandag gaan ek vriendskappe verloor. Vriendskap word nie gebou op 'n resies nie, dit word gebou in 'n reis. En 'n reis is tyd in beheer van jou, en 'n resies is tyd in beheer van jou, en jy is eensaam. 'n Geestelike reis wil ek vergelyk met 'n voertuig, of 'n geestelike resies, 'n reis wat ons op is. As ek op reis gaan, hierdie geestelike geloofsreis, is die voertuig wat ons vat van punt na punt wat ons op reis is ons geloof. Jy kan nie aangaan sonder geloof nie. Jy het geloof nodig. Dis die voertuig wat ons vat op hierdie reis wat God vir ons bestem het. Maar hierdie voertuig kan nie beweeg sonder brandstof nie. Jy moet die regte brandstof hê. Daardie engine kom eers aan die gang wanneer hy brandstof kry, en die voertuig is die geloof, die engine is die geloof in aksie.
Jy kan al die geloof en jy kan al die vers en al die skrifte ken en dit aanhaal, maar as jy dit nie in aksie sit nie, is daai voertuig, hy staan stil. Hy gaan nie beweeg nie. Jou geloof in aksie is die engine wat aan die gang kom, wat jy sê, maar ek wil iewers kom, ek wil op hierdie reis wees, ek wil mense ontmoet, ek wil die adventure van die lewe ervaar, ek wil Jesus se goedheid en God se grootheid beleef op hierdie reis van my lewe. Die brandstof wat ons geloof in aksie bring. En dis wat ons beleef het in hierdie tyd, is liefde. Wat is jou dryfkrag? Jy kan al die geloof hê. Jy kan die aksie hê in jou geloof. Maar as ek die verkeerde brandstof in daai tank ingooi, gaan ek moeilikheid kry. En soms kan dit wees dat ons soms die verkeerde energie toepas in wat ons doen in ons geloof. Jou brandstof in jou geloofswandel met liefde bly. Die pedale is die hoop, wanneer jy daai pedale betrap, dan weet jy daar gebeur iets, of jy gaan stop, of jy gaan vorentoe gaan en jy gaan 'n momentum kry. Die stuurwiel is jou gehoorsaamheid. Daar's 'n liedjie wat sê, Jesus take the wheel. Van julle het al die liedjie gehoor, Jesus take the wheel. Ek weet nie of ek jou babbel moet barsie, maar dit werk nie so nie. Jesus sê, ek sit jou in beheer van jou lewe. Jy hou die stuurwiel. En ek sit langs jou en ek lei jou. Ek is jou navigator. Of jy te sê, gaan links, gaan regs. Pas op hier, pas op daar. Hy vat nie die stuurwiel nie. Hy gee jou die verantwoordelikheid oor die stuurwiel van jou lewe, om in gehoorsaamheid sy stem te volg. En dan natuurlik moet die voertuig onderhou word. 'n Lewe van dissipline. Om gediens te word. Ek wil vanoggend noem, en is baie hartseer, dat in verlede jaar het ons as gemeente 2 manne verloor, wat 'n einde in hulle eie lewe gemaak het. Almal weet van laas jaar, van Arthur, wat nie meer met ons is nie. Dag voor Kersfees kry ek die nuus dat een van ons gemeentelede 'n einde in homself gemaak het. Ek gaan nie sy naam noem nie, want meeste van julle gaan hom nie ken nie. Sal dalk sy vrou ken. En ek wil vanoggend 'n ding baie versigtig sê. En ek wil glad nie veroordelend oorkom nie. Maar ek wil dit raadgewend sê. Die patroon wat ek gesien het in albei se lewe, is ek het hulle baie min in die kerk gesien. Toe hulle betrokke was dit anders. God se plan is kerk. En ek wil weer vir jou sê, kerk is nie 3 liedjies, 4 liedjies in 'n preek nie. Kerk is 'n gemeenskap van mense wat omgee en liefhet. Wat die beste van mekaar verwag. Wat verbykyk deur die teleurstelling en oordeel. En dis ook ek vanoggend jou wil bemoedig met die brandstof van hierdie reis wat op ons is. Nie op die reisies nie, maar die reis wat op ons is. En wat is die brandstof? Die beginsel is die volgende. Matteus 7 vers 12 sê, alles wat julle dan wil hê, dat mense aan julle moet doen. Net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die wet en die profete. En alles wat ons beleef het en wat mense vir ons gedoen het, dan het ek myself die vraag gevra, sou ek dit vir 'n vreemde mens gedoen het? Wat ek nie eens ken nie. Dis my, wow. Dis my, ek het nie 'n saak, en hoor mooi, en ek sê dit met versigtigheid, ek het nie vir een van hulle gevra, hoeveel skriffies kan hulle quoteer uit die Bybel uit nie. Hoe reg leef jy? Hoe min sonde doen jy nie? Want die liefde wat ek beleef het al daai gekanselleer om te sê, wie is ek as mens om te oordeel? Kerk, mag die Here ons bewaar van die gees van kritiek.
mag daai gees gebreek word oor ons as gelowiges wat so vas daar in die foute van ander. Ek dink so aan Dawid se lewe. Dink net mense moes krities gewees het oor Dawid. Dink net mense wat aan sy koningskap hulle self moes onderwerp, as hulle moes geskinder het oor Dawid. Ja, ek sal nie onder hom onderwerp nie. Dink net wat hy aan daai man se vrou gedoen het en aan daai man gedoen. Dis hoe kerkmense soms is. Ja man, daai julle wat daai ou gedoen het en nou, dis nie liefde nie. Kan ek vir jou vanoggend net sê, die goedheid in mense, wil ek vir jou sê, oorweldig altyd die teleurstelling wat ons soms beleef in mense. En wanneer ek en jy oordeel vloei uit hoogmoed. Want as ek iemand oordeel, dan wil ek sê, maar ek is beter as jy, ek doen nie wat jy doen nie. Die brandstof is liefde. Wat ons nie meer vas daar in wat iemand verkeerd genoem het nie, maar wat ons die beste glo van iemand om te sê, maar ongeag wie jy is, ongeag of jy my teleurstel, ongeag of ek jou ken of nie ken nie, ongeag of ek nie saamstem oor hoe jy dinge doen nie, daar's 'n universele wet wat oor alle wette heers. En dis die wet van liefde. Hoor wat sê hy? As jy alles wat julle dan wil hê dat mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die wet en die profete. Die woord sê, as jy in alle vertalings lees, sê dis die vervulling van al die wet en al die profete, is hierdie een beginsel wat ons liefde noem, dis die beginsel van liefde. Doen aan ander wat jy in jouself gedoen wil hê. Hoe wil jy hê met ander mense jou hanteer? As jy wil in liefde funksioneer, as jy in hierdie brandstof van jou geloof wil funksioneer, wat goddelike brandstof is, dan is dit die vraag wat jy konstant vir jouself moet vra. Hoe sal ek wil hê hierdie persoon my moet behandel? Al wat ek gaan moet doen is, ek gaan hulle so moet behandel. Dink dan, 600 reëls in die boeke wat die wette geskryf het, oor die 600 wette, al 600 daai wette word vervul, al die profete, is amper die hele Ou Testament, word vervul in hierdie een versie, doen aan ander wat jy in jouself gedoen wil hê. Hoekom? Want ek herinner julle vanoggend, 1 Korintiërs 13. Al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaalende lydende simbaal geword. Al sou ek die gawe van profesie en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie. Sien daai voertuig, al het ek die voertuig maar het nie die brandstof van liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Al sou ek al my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Hoe lyk liefde? Hoe lyk hierdie beginsel? Wel, hier is nog 'n lys wat ek jou mee wil uitdaag, dat jy jouself gaan meet in hierdie lys. Gaan toets die brandstof in jou tank. En die Heilige Gees het my uitgedaag met 'n paar van hierdie punte om te sê, jy weet, jy gaan moet verander in sekere plekke in jou lewe, om 'n beter jy te wees, om 'n meer effektiewe geloofspersoon te wees, want as die liefde nie die brandstof gaan wees nie, gaan jy niks wees nie. Ek begin sommer by nommer 1, dink ek, is my grootste uitdaging, veral in ons verkeer. Liefde is, hier is die karaktereienskappe van hierdie brandstof. Liefde is geduldig, is vriendelik, is nie jaloers, blaas nie sy eie beel nie, vol van homself nie, dit tree nie onwaardig op nie, dit stel nie sy eie belange voorop nie, is nie kort van draad nie, hou nie boek van die kwaad wat hom aangedoen word nie. Dink daai net so 'n bietjie insink. Ek het dit al baie gesê, die ou wat ons sê, my vrou raak nie hysteries nie, sy raak histories. Ja, maar onthou jy laas jaar, 10 April 2025, kwart voor 4 die middag. Detail, sy gaan vir jou detail gee.
Ons grap so, manne, maar ons sit met soveel manne, ons sit met soveel kwaad en verwyte in hulle harte. En weet jy, wat ek vind is dat, en ons het hierdie laas jaar gepraat oor trauma, en ons gaan hierdie jaar nog meer intens deel, en intens ingaan in trauma. Want ek kom agter, wat so groot effek, en ek het nou weer gesien, wat so groot effek trauma het. Ons het 'n baie intense pad met hierdie spesifieke gemeentelid gestap. Ek en Magda, ons beradingssessie op beradingssessie selfs ingeboek vir 'n tyd, en dit het net nie gehelp nie. En weet jy wat is die groot ding, manne? Verwyd, spyt, teleurstelling in self. Dis wat ons manne onderkry. En mevrou, ek wil jou vanoggend sê, dit help nie om jou man te herinner aan sy foute nie. Jy gooi net petrol op die vuur van sy mismoedigheid. Jy red niks en help niks nie. Wat het ons nodig? Ons het liefde nodig. Liefde bemoedig, liefde glo die beste, liefde verdra alles. Hoor dit sê, hou nie boek van die kwaad nie. Treur oor die onreg wat plaasvind. Juig as die waarheid seëvier. Bly stil oor ander se foute. Weet julle hoe werk die wêreld? As jy wil bo uitkom, moet jy iemand anders te laat sleg lyk. Jy gaan verklap iemand anders se foute. Dis hoe die wêreld dit doen. Maar ek en jy is 'n kind van God wat aangedryf word deur liefde, bly stil oor iemand anders se foute. In die prediking van Jesus sê hy, moenie, hoekom sien jy die balk of die splinter in jou broer se oog? En dit is my so mooi as jy verder aanlees, en ek sal in die volgende weke wat kom bietjie meer daaroor praat, maar hy sê maar, moenie net die splinter sien nie. Haal eers die balk uit jou oog, sodat jou broer kan help om nie die splinter te sien nie, maar op die splinter uit sy oog uit te haal. Dis wat liefde doen. Ek help jou, Boeta. Hier waar jy is, hierdie ding wat my vasgevang is, ek wil wees, ek is nie om jou te oordeel, ek is hier om jou te help, ek is nie om jou foute vir jou uit te wys en vir almal te vertel hoe sleg jy is nie. Liefde bly steeds vertrou, liefde hou aan met hoop, liefde verduur alles. Dit is so maklik om hierdie versie aan te haal en te quoteer vanoggend as ek hier op die platform staan, en tot ons in tye van krisis kom. Tot ons in tye van frustrasies kom, dis wanneer ons beproef word in ons geloof se brandstof. En hier is die ding, toe ek dit lees en in my voorbereiding sê ek, Here, U weet, maar as ek eerlik wees, U weet ek gaan hierby kan bly nie. U weet dis my uitdaging. Nou, ekskuus, maar ek is eerlik vir jou, daar's sekere van daai goeders in sekere tye se uitdaging. En Here sê dis presies jou fout, jy maak staat op jou eie vermoë. Liefde is nie iets nie, liefde is iemand. Liefde is nie 'n menslike vermoë nie. Liefde is 'n persoon wat in jou woon. Liefde is 'n vermoë wat jy net moet vooroorgee en toelaat om deur jou te vloei. In 'n plek van ek wil goed wees. Ek wil 'n verskil maak. Hoor dit sê in Romeine 5 vers 5. Hy sê die hoop beskaam nie. Die hoop wat ek en jy in Jesus Christus het, is 'n hoop wat jou nooit sal teleurstel en nooit laat skaam laat voel nie. Die hoop beskaam nie. En hier is die rede hoekom die hoop nie beskaam nie, want daar's 'n dryfkrag, daar's 'n brandstof van hierdie geloof. Hy sê omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Hoor julle wat is in ons harte? Hoor julle wat is in ons uitgestort? Dis soos 'n waterval waaronder jy gestaan is wat oor jou gevloei het. As jy dit direk gaan vertaal in die Hebreëus, is dit presies, dis love that was cascaded, sê die een vertaling, is soos 'n cascading, is 'n waterval wat oor jou uitgegiet word, uitgestort word. Dis nie iets waarvoor jy gaan werk nie, dis nie iets wat jy moet maak gebeur nie, dis nie iets wat eie vermoë is nie, dis nie iets wat jy net gaan staan en sê, Here, kom vul my lewe met hierdie liefde, kom stort die liefde opnuut in my hart uit, Here, sodat ek 'n Jesus vir hierdie wêreld kan wees, sodat mense weer God kan beleef, nie in hoeveel versies ek kan aanhaal nie, maar in die goedheid wat ek uitleef, wat ek doen aan ander, want dit gaan oor ander. Liefde is die vrug van die Heilige Gees. As ons praat van die vrug, dis die resultaat. Vrug is die resultaat.
Die resultaat van die Heilige Gees wat inwonend is liefde. En ek wil vanoggend jou bemoedig. Liefde maak 'n verskil. Liefde verander hierdie wêreld. Liefde is die sterkste mag wat bestaan in die heelal. En weet jy? Liefde is in jou. Want God het sy liefde hier in ons kom uitstort. En hier is die uitleef van daai liefde. Ons ken almal Galasiërs 5:22, maar die vrug van die Gees is liefde. Nou, daar's twee maniere om hierna te kyk. Ek wil nie vanoggend sê hierdie is nou teologies, dit is 'n regte en dis 'n verkeerde manier, maar jy kan twee maniere hierna kyk. En ek hou nogal van hierdie Passion Translation. Hy sê, but the fruit produced by the Holy Spirit within you is divine love in all its varied expressions. So, wat is die vrug van die Gees? Is liefde. En hierdie vrug word op sekere expressions, daar's 'n uitleef van hierdie vrug wat verduidelik word deur die res. Hy sê joy that overflows. Wie is jou bron van vreugde? Wel in 'n oomblik van Christus was ons vreugde nie heeltyd daar nie, maar kort beleef ons net daar's iets wat ons weer hoop gee. Iets wat sê, weet jy wat, maar daar's 'n baie groter prentjie as 'n ou voertuig wat net breek en 'n vakansie wat bietjie langer gemaak word. Daar's iets groters, daar's altyd iets groters, daar's altyd iets meer. Jy sien, maar ons vreugde is nie gekoppel aan die omstandighede nie, ons vreugde is gekoppel aan die brandstof in die enginekamer van ons lewe, van ons geloofslewe, en dis liefde. The expression of love is joy that overflows. Peace that subdues, vrede. Het jy vrede met jouself, het jy vrede met ander, het jy vrede met die wêreld rondom jou? En ek wil vir julle sê, en ek wil jou waarsku, die wêreld is in chaos en dit gaan nog meer chaoties raak. Die politieke barometer is baie hoog in die rooi, reg oor die wêreld. Maar ek en jy is kinders van God, wat die brandstof van geloof, wat liefde is in ons hart het, gaan nie toelaat, dat die omstandighede, die politiese omstandighede ons vreugde kom ruïneer nie. Want daar's een wat ons bron is van vreugde, en dis die Heilige Gees. Joy that overflows, vrede, peace that subdues, patience that endures, kindness in action, a life full of virtue, faith that prevails, gentleness of heart, and strength of spirit. Dis die vrug van die Gees. Dis wat liefde is. Dis, as jy by die deure uitstap, ons vertrou die Here vir 'n sieleoes. Weet jy wat gaan die siele inbring? Mense wat weer die goedheid van God beleef. Omdat daar gelowige mense is wat aangevuur word deur die brandstof wat liefde is. En dan kom hy in 1 Johannes 4 vers 8. Hy sê, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Ek het God beleef. Ek het hom nie een oomblik gesien met my fisiese oë nie. Ek het nie een oomblik sy stem hoorbaar gehoor nie, maar ek het God beleef in die goedheid van mense. En daai een persoon in die verhaal sê my, luister, jy het nou nie 'n voertuig nie, vat my voertuig en ry met hom op vakansie. Hy gee my sy kar. Ek sê, jy kan nie dit doen nie. Hy sê, hoekom nie? Ek sê vir jy kan hom vat, ry. Maar ek wou nie, want ons is mos nou ordentlik, verstaan nie. Maar dis, hy sê, dis 'n aardse ding. Ons is soms so vasgevang in ons besittings, in ons aardse goedjies. Liefde is nie besitlik nie. Liefde sê, weet jy wat, ek deel met almal die goedheid van die Here oor my lewe, want God is liefde. God het vir ons sy liefde kom wys, toe hy sy seun aan daardie kruis laat sterf, sodat ek en jy vandag hier sit, en geen twyfel in ons hart het, van God se liefde vir my en jou nie. En omdat ons daai liefde beleef, en daai liefde ontvang, en daai liefde verstaan,
kan ek en jy daai liefde nie vir onsself hou nie. Dis in ons harte uitgestort en ek en jy is geesvervulde mense en die wêreld rondom ons, jou familie, jou vriende, vreemdelinge, jou kollegas moet liefde beleef wat oorweldigend is, liefde wat verby die uitdagings kyk, liefde wat verby die teleurstellings kyk, liefde wat verby die andersheid kyk, want liefde kyk nie na andersheid en staar vas in dit nie. Liefde oorweldig alles. En is liefde wat harte wen. Doen aan ander wat jy self gedoen wil hê, want dis wat God vir ons gewys het. Jesus het sy lewe gegee. Daai kruis gaan hang vir een rede. Hy het die regte brandstof gehad. Want so lief het God hierdie wêreld gehad. Dis die enige gebore seun gegee sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En God het nie sy seun in hierdie wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie. Ek wil vanoggend jou as jou pastor, jou as 'n gemeentelid in hierdie wêreld instuur. As jy braai deure uitgaan, gaan jy in die wêreld in. En ek stuur jou uit nie om die wêreld te gaan veroordeel nie. Daai familielid wat jou so frustreer, wat jou so irriteer soms, want dit is nie in julle familie steek, ek sien julle almal sit so vreemd en vroom. Daai kollega, daai baas, God het jou juis in hulle lewe gesit, want hulle moet iets. Only love can change a heart. The power of love. Tot die wêreld sing oor die krag van liefde. Die krag van liefde, niks maar niks kan staan teen die krag van liefde nie. En dis wat God vir ons gewys het, want hy het sy seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar die wêreld deur hom gered kan word. En dis wat ek vanoggend oor jou lewe spreek, is dat die liefde wat in jou hart uitgestort is, so sal vloei, dat dit nie net in jou sal bly nie, maar deur jou sal vloei soos lewende waters, en dat siele tot inkeer sal kom, mense gered sal word, nie deur hoeveel versies jy kan quoteer nie, en dis goed om die Bybel te ken, ek het niks teen dit nie, dis fantasties, en hoe meer ons die Bybel ken, hoe makliker is dit, verseker, maar ons roem nie op ons kennis nie, ons roem op een ding, en ons roem op die teenwoordigheid van God in ons lewe, wat gemanifesteer word, as liefde aan ander bewys word. Dit is elke oggend my en jou verantwoordelikheid om te sê, Vader, wees God in my, wees God deur my in hierdie dag, mag iemand U beleef wat liefde is, want hulle het my ontmoet en my beleef. En dit gaan ons vandag vier. Ons vier die liefde van God, wat hy vir ons bewys het, toe hy sy seun vir ons gegee het in die kruishout van Golgotha, om namens ons, terwille van ons, ek herinner jou, Jesaja 53, hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Dink net, jy was skuldig, ek was skuldig, ons is skuldig, maar hy terwille van ons gedoen, omdat hy ons lief het. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek wil jou vra om op te staan en vir jou 'n broodjie en 'n kelkie te kry, en ons gaan vandag hierdie diens afsluit, waar ons saam in die maaltyd van die Here sit as 'n herinnering. Die maaltyd herinner ons aan liefde. Kom ons help mekaar net. Ek lees vir ons in Matteus 26 vanaf vers 26, waar die tafel voorbereid was en Jesus en sy disippels voor sy donkerste uur aan tafel gesit het. En vir hulle hierdie sakrament gee wat ek en jy onderhou deur al die eeue, wat ons herinner aan liefde. En nie herinner aan 'n storie van Jesus nie, maar herinner aan wie jy is en wat in jou is. God in ons, God deur ons. Dis wat ons vier. Want is Christus in ons die hoop tot heerlikheid. En terwyl hy eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. En ek wil vra, kom ons staan saam volgende, en voor ons dit gaan gebruik, gaan ek bid. Maar daar waar jy staan,
Wil ek hê dat jy vanoggend net voor die Here moet staan, voor die deel het aan hierdie maaltyd en sê, Here, ek deel aan die liefde vanoggend. Maar as dit jy is vanoggend wat sê, Here, maar ek wil anders wees. Ek wil iets wees, ek wil iemand wees wat 'n verskil maak in hierdie wêreld. Wil ek vanoggend vir jou sê dat die boodskap is, jy kan dit nie doen sonder liefde nie. En dalk moet ons net voor die Here staan vanoggend sê, Here, mag U vanoggend opnuut U liefde in ons harte kom uitstort. Mag die waterval van liefde ons net oorweldig vanoggend, wat weer al die teleurstellings, al die pyne en al die skete en al die dinge wat gebeur in hierdie wêreld net kom wegwas, sodat ons draers sal wees van God se liefde. Net daar weer staan vir 'n oomblik. Kom ons neem 'n oomblik voor ons dit saam gebruik en bid dit net en sê, Vader, hier is ek voor U. Maak jou hande net in die lug steek en sê, Here, kom stort U liefde opnuut uit in my. Maak my vol, Here, dat ek sal oorloop. Maak my vol van hierdie krag wat alles oorweldig, alles oorwin. Liefde self, Here. Here, kom lei my in die karakter van liefde. Here, kom lei my in die uitleef van liefde, Here, sodat U verheerlik kan word. Vader, dankie vir hierdie brood, wat die simbool is van die liggaam van U seun, wat die simbool is van liefde, wat namens ons aan daardie kruis moes gaan hang het, omdat U ons lief gehad het, het U seun vir ons geoffer. Here, dis wat liefde doen, dit offer self op, Here, en vanoggend staan ons hier voor U, en Here, die prys om liefde uit te leef is sekerlik die prys om die self, die eie ek op te offer, en voor U staan ons, Here Jesus, en ons wil vir U dankie sê dat U Uself opgeoffer het, dat liefde die dryfkrag wees vir die offer van self, Here, en mag liefde vanoggend daai dryfkrag in elkeen van ons wees, dat ons onsself sal offer, onsself sal neerlê, Here, sodat U God in ons en U God deur ons kan wees, Here. My gebed, Here, is dat hierdie brood, Here, vandag nie net 'n simbool sal wees nie, maar dat dit 'n impak sal hê, Here, 'n profetiese impak van iets nuuts, iets vars, Here, 'n transformasie in ons menswees, in ons gedagtegang, Here, dat hierdie reis, geloofsreis, Here, 'n reis van impak sal wees, 'n belewenis sal wees wat ons nie net, Here, ons eie ervaring sal hê, maar ander mense wat ons beleef op hierdie reis, Here, saam 'n impak sal beleef, want dis liefde wat 'n verskil maak, Here. Seën dit nou in ons liggame, in Jesus naam, kom ons gebruik dit saam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, dit tot vergifnis van sondes. Dit is die simbool, dat sy seun nie in die wêreld gestuur is om ons te kom oordeel nie. En die wêreld nie gered word deur oordeel nie, maar die wêreld gered word deur liefde, genade, aanvaarding. En net daar weer staan, sê, Here, dankie. Dankie vir genade. Dankie dat U my nie geoordeel het nie. Sê vir hom dankie. Dankie dat hierdie bloed spreek van my vryheid en my vergifnis en U genade oor my lewe. Here, help my om hierdie genade ook uit te leef teenoor ander. Dankie, Vader, vir hierdie sap wat die bloed van Jesus verteenwoordig. Dankie dat die bloed spreek van genade en vryheid. En Here, help ons om in hierdie vryheid te lewe, ons wilskrag oorgegee aan U, dat ons wil om U wil te doen, Here. Kom seën dit nou in ons liggame, dit bid ek in Jesus naam. Amen, kom ons gebruik dit saam. Kan ek elkeen net na die kant toe stuur? Ons gaan afsluit met hierdie lied wat ons net hierdie woord saamvat vanoggend. Dis wie God is. God is liefde. En God wil hierdie wêreld verander met sy liefde. Maar hy het jou nodig as die voertuig met die brandstof van liefde. Kom ons sluit af met hierdie lied. Vader, ons verklaar dat U is ons bron van liefde.
Dankie dat U elke hart vul, elke gedagte vernuwe, Here, deur die krag van U liefde, Here. Dankie dat U liefde weer 'n nuwe passie in ons opwek, Here, 'n nuwe ywer, Here, om U evangelie te gaan uitdra in 'n wêreld wat verlore is, 'n wêreld wat verward is. Here, dankie dat U liefde orde in ons bring, Here. Dankie dat U liefde ons vrymaak, Here. Dankie dat U liefde ons kom nuut maak, Here. Dankie dat U liefde ons kom transformeer, Here. U liefde wat U vanoggend opnuut in ons harte uitstort, Here. Help ons om te leef in die bewustheid van U liefde wat in ons is, en dat dit sal oorvloei in 'n wêreld rondom ons, lewens en mense om ons sal impakteer, en ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen en amen. Geseënde Sondag vir julle verder. Ons sien julle volgende week. Nooi iemand saam kerk toe.